20 Februarie. Beloftes aan almal wat Gods wet van liefde onderhou. Ons sal geen gesneede beelde dien nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Eksodus 20 vers 4 en 5. Ons Skepper eis ons uiterste toewyding, ons eerste trou. Enige iets wat dien om ons liefde vir God te verswak, of wat die diens wat hom toekom belemmer, word daardeur 'n afgod. Die afgode van sommige is hulle grond, hulle huise en hulle goedere. Sakeonderneming word met ywer en energie uitgevoer, terwyl die diens van God ondergeskik gemaak word. Huisgodsdiens word verwaarloos, persoonlike gebed word vergeet. Baie beweer dat hulle medemense regverdig behandel en dink dan waarskynlik dat hulle sodoende van hulle plig kwyt. Maar dit is nie voldoende om die laaste 6 gebooie van die wet te hou nie. Ons moet die Here onse God met die hele hart lief hê. Niks minder as gehoorsaamheid aan elke voorskrif kan aan die aansprake van die goddelike wet voldoen nie. Daar is baie wie se harte so deur voorspoed verhard is, dat hulle sowel God as die behoeftes van hulle medermense vergeet. Belydende Christene versier hulle met juwele, kant en dierklere, terwyl die Here se armes moet ly weens gebrek aan lewensbehoeftes. Manne en vroue wat beweer dat hulle deur die Heiland se bloed verlos is, sal die middele verkwis wat vir die redding van ander siele aan hulle toevertrou is, en hulle offergawes vir godsdienst dan teensinnig uitdeel. Hulle is net vrygewig wanneer dit tot hulle eer sal strek. Hierdie persone is afgoddienaars. Enige iets wat die gedagtes van God weglei, word 'n afgod, en dit is waarom daar deesdae so min krag in die kerk is. Die tweede gebod verbied die aanbidding van die ware God deur middele van beelde of vergelykeninge. Die gedagtes word van die oneindige volmaaktheid van Jehova weggetrek en op die skepsel gevestig, eerder as op die Skepper. God is die deurgronde van die hart. Hy onderskei tussen ware hartdiens en afgoderry.